Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons weet U is die leeu van Juda. Ons weet U is die groot en almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Here, ons weet dat ons maar net swak, nietige mense is, sondaars, verlore in ons sonde, dat ons niks verdien nie. Maar Here, wat 'n voorreg dat U vir ons vanmôre weer bymekaar gebring het as U kinders, bymekaar gebring het deur U groot liefde en genade om ook die waarheid van U woord te hoor. Here, omdat ons weet dat aan U toekom al die lof, die eer, die heerlikheid, die koningskap en die aanbidding, al die eer. Here, daarom wil ons ook vanmôre weer opnuut vra, rus vir ons toe met die Heilige Gees, lei vir ons, gee vir ons die nodige kennis, die insig, die wysheid en die verstand, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit in ons harte sal inneem en sal aanneem, en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, dat ons die vrugte sal dra, wat ook by die kind van die Here pas, en dat ons deur alles wat ons doen, ook die eer aan U sal bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanmôre is uit Psalm 22. Nou Psalm 22 is natuurlik 'n messiaanse psalm. Nou voordat ek vir ons hierdie psalm wil begin lees, in Matteus 1, daar in vers 17, lees ons al die geslagte van Abraham tot Dawid is 14 geslagte. En van Dawid tot die Babiloniese ballingskap 14 geslagte. En van die Babiloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. So ons sien hier 3 keer 14 geslagte. En ons weet natuurlik hierdie Psalm 22 is 'n psalm wat deur Dawid geskryf is. Ons sal dit nou sien. En natuurlik die messiaanse psalm, dit beteken dat 3 keer 14 geslagte voor, of ten minste dan 2 keer 14 geslagte, van Dawid tot die Babiloniese ballingskap 14 geslagte, en dan weer 14 geslagte verder, 28 geslagte, 7 maal 4 is 28, en 7 is die volmaakte getal, en 4 is die getal waarmee God met mense werk. 28 geslagte voor Jesus gekruisig is, vertel hierdie psalm en hoe Dawid voel, presies wat later met Jesus Christus gebeur. Ek gaan so tussenin kommentaar lewer, maar kom ons lees Psalm 22. Die opskrif sê, my God, waarom het U my verlaat? Ek lees vir ons van vers 1 af. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die daggeraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Nou dit herinner aan die woorde wat die misdadigers aan die kruis vir die Here Jesus sê.
As jy waarlik die seun van God is, kom van die kruis af, laat hy jou red. Maar ons lees verder in vers 10, ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. En dit herinner my daaraan dat die Here Jesus Christus het vir ons mens kom word. Hy is soos 'n swak, nietige babatjie gebore. Ons lees verder in vers 11. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die moederskoot van my moeder af is U my God. En dit is baie belangrik vir vanmôre ook. Maak nie saak van wanneer af nie, maar selfs van ons swakheid af, toe ons dit nie geweet het nie, is God ons God. En dan vers 12, wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere, dit is nou soos bulle, baie stiere het my omsingel, sterktes van Basan het my omring. Hulle het hul mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. En dat laat my dink dat Jesus so dors was aan die kruis, dat sy tong ook aan sy verhemelte vasgekleef het, en natuurlik dat daar vir hom die spons met die asyn gebring is, en dat hy kort daarna natuurlik gesterf het. Uitgeroep het, dit is volbring, en toe sy laaste asem uitgeblaas het. Maar ons lees verder in vers 17, want honde het my omsingel. Nou honde in die Bybelse tyd is nie letterlike honde nie, maar dit is 'n spreekwoord vir slegte mense, want honde het my omsingel. 'n Bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. So hy is so maar, hy sê hy kan sy beendere sien. En dan sê vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad, net soos wat hulle met die Here Jesus se kleed gedoen het toe hy gekruisig is. So hierdie profesie, alles word waar. En dan vers 20, maar U Here, wees nie ver nie, my sterkte. Maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffel het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel in die vergadering U prys. So ek wil hier die klem wys, nadat hy hier uitroep in vers 22, U verhoor my, dan wil ek amper sê word daar 'n nuwe blaai omgeslaan, dan besef hy God het hom verhoor. En dan is die res van hierdie Psalm eer God eintlik omdat God hom verlos het. Vers 23 sê, ek begin net weer daar, ek wil U naam aan my broers vertel in die vergadering, U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. En dis wat in vers 22 gebeur. Nou lees ons verder in vers 26. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. So ons het geloftes wat ons moet betaal, en dis belangrik. Ek wil net daardie opmerking maak. En dan vers 27, die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Nou ek wil net die opmerking maak, ek het nou gelees tot hier aan die einde van vers 28, aan die einde van vers 27 staan daar, mag julle hart vir ewig lewe, en dit beteken in 'n sekere sin ook, moenie bang wees nie, want God is by jou. En dan vers 29, want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. En die koninkryk speel ook in vandag se preek 'n belangrike rol. Vers 30, al die grootes van die aarde sal eet en aanbid, almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie,
Nou dit laat my dink aan die woorde van Filippense 2 wat sê aan die einde maak nie saak wie jy is nie, elke knie sal voor hom buig en elke knie sal getuig dat hy is Christus, die koning van die konings en self God. En dan vers 31 en 32, die laaste twee verse, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Daardie verantwoordelikheid wat ons het. En dan vers 32, hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Dis Psalm 22, hierdie messiaanse psalm wat vooruit voorspel wat dan later met die Here Jesus Christus sou gebeur, presies soos wat dit ook gebeur tydens sy kruisiging. Ons het 3 teksverse wat ek vir ons wil uitlig. Die eerste ene is vers 2. Ek wil weer vir ons vers 2 lees. Hier in vers 2 lees ons Jesus se woorde aan die kruis wat ook Dawid se woorde hier is. My God, waarom het U my verlaat? Maar dan ook hierdie tweede gedeelte wat vir my belangrik is. Hy sê ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Nou hier spesifiek ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Ek wil eerstens hier iets uitlig wat vir my belangrik is. En dit is dat die Hebreëse woord wat hier in vers 2 gebruik word, ek het spesifiek gaan kyk daarna. Dis die Hebreëse woord sha'achachi en dit beteken gebrul. Party vertalings vertaal dit met my hulp geroep, my smeek geroep, my uitskreeu na hulp. Maar ons het in Afrikaans het ons die mooi uitdrukking waar ons sê iemand brul van die pyn of iemand brul van ellende of jy gaan brul van die hitte of jy gaan brul van die koue. En ja, die lank en die kort is dat ek die klem maar net daarop wil sit by vers 2 dat dit is spesifiek die woord brul en ek sal ek meer daaroor sê. Vers 14 is ons tweede teksvers. Ek wil vers 14 ook uitlig. Dit is ek wil amper sê hierdie middelpunt van ellende. Dawid wat sê hulle gaan dalk nog nie, die omstandighede is nou hier, my vyande, hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. So hy is nou in hierdie uiterste verskriklike omstandighede waar hy homself bevind. En dan ons laaste teksvers, vers 22 waar die verandering kom. In hierdie teksvers sien ons, hy sê verlos my, dis hierdie roep wat Dawid het. Hy brul na God toe wil ek amper sê, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels het U my verlos. En die wonderlike hier is as mens hom nou lees ook soos wat hy nou hier in die Afrikaans staan, verlos my uit die bek van die leeu, komma. En dan wil ek amper sê daar's nie weer 'n komma tot aan die einde nie. Hy is nog besig om te sê en verlos my uit die horings van die buffels, maar terwyl hy besig is om dit te sê, verlos God hom en dan dis een volledige sin wat sê en uit die horings van die buffels het U my verlos. En dan verander dit alles. Dan besing hy God se lof omdat God hom verlos het. Dis hoekom ek ook hierdie teksvers spesifiek wil uitlig. Nou vandag wil ek dit baie anderster doen. Ek wil vandag 'n storie vertel. Maar nie my eie storie nie, maar 'n storie wat ek wil begin deur eers dit te sê. Chesterton het gesê dat ons vertel nie vir ons kinders sprokiesverhale of feeverhale sodat hulle kan weet dat daar drake of bose karakters of bose of slegte leeu's in hierdie wêreld is wat ons kan seermaak en wat slegte dinge kan doen nie. Maar Chesterton het gesê ons vertel vir ons kinders sprokiesverhale, feeverhale sodat hulle kan weet daar is ook die ridder op die wit perd wat die draak en die leeu en die bose karakter altyd wen en verslaan. Nou ek wil met hierdie agtergrond sê ek wil vandag 'n storie vertel uit een van
C.S. Lewis se boeke. Nou C.S. Lewis natuurlik het baie, maar hy het spesifiek die reeks Narnia. En dis met hierdie agtergrond van wat Chesterton sê, wil ek amper sê nie noodwendig dat C.S. Lewis nou Chesterton se woorde gehoor het en dit nou sy besluit beïnvloed het nie, maar dis met hierdie agtergrond ook in C.S. Lewis se boeke dat hy in baie van sy boeke, maar spesifiek in die Narnia boeke, deur kinderverhale uiteindelik die evangelie, die goeie boodskap, die blye boodskap en Bybelse beginsels uiteindelik op 'n maklike manier aan kinders oor wil vertel het. En ek dink baie goed reg gekry het. Nou ek wil vandag een van die minder bekende stories vertel in sy Narnia reeks, kortliks opgesom. En dit is 'n storie van 'n seentjie met die naam van Shasta. En hierdie storie speel af binne 'n spesifieke boek, binne die Narnia reeks en die naam van die boek is The Horse and His Boy. So as ons dit nou in Afrikaans mooi sou oorvertaal, sou dit iets gewees het soos die perd en sy mense seentjie, want dit word nie bedoel die reënvulletjie of die klein hingsie van die perd nie, nee, die perd en sy mense seentjie. Maar in elk geval hierdie verhaal begin by 'n visserman wat die seentjie een aand, hierdie baba seentjie een aand in 'n boot kry as hy langs die viswater sit. En dan wil ek amper sê begin die slegte van hierdie storie. In steede daarvan dat hierdie visserman wat hierdie seentjie wat in hierdie laat in die middernag op 'n bootjie na hom toe aangevaar word, die seentjie wat huil, in steede daarvan dat hy hierdie seentjie groot maak soos sy eie seun, gebruik hy eintlik hierdie seun en hierdie seun word groot onder sy dak, maar eintlik as 'n slaaf tot omtrent 13, 14 jarige ouderdom. En dan wanneer hierdie seun Shasta omtrent 13, 14 jaar oud is, op 'n dag, dan kom daar 'n edelman of 'n adelman van 'n ander bose koninkryk. Onthou hierdie gebeur alles binne 'n fiksie, dis 'n storie wat C.S. Lewis vertel. Dan kom daar 'n edelman of 'n adelman daar uit 'n bose koninkryk hier by hierdie visserman aan wat hierdie seentjie nou darm seker groot gemaak het, maar eintlik maar soos 'n slaaf behandel en hom slaan en al sulke tipe van goeters. En dan sê hy vir hierdie man, hy wil hierdie seun koop as 'n slaaf. En dan klim hy af en hy bly die aand oor by hierdie visserman. En dan hoor hierdie seentjie Shasta, dan hoor hy dat hierdie man wat hy gedink het nog altyd is sy pa, dat hy onderhandel, dat hy hom wil verkoop vir 'n goeie prys. En dan loop hy na buite toe, na hierdie edelman se perd toe. En dan tot sy groot verbasing, hy skrik hom half dood, dan begin hierdie perd met hom te praat. En dan kom hy agter, terwyl hierdie oorhandelings oor hom aangaan, gaan Shasta dan nou soos ek gesê het na hierdie adelman se perd toe en die perd begin met hom praat. En dan kom hy agter die perd sê hy kom van Narnia af, waar al die diere natuurlik kan praat en baie slim is. Maar hierdie perd vertel nou vir Shasta, vir die seentjie, hy is as 'n baba perdjie gevang en ontvoer. En toe hy groot word by hierdie adelman of hierdie edelman, het hy besluit dat hy gaan maar net altyd stil bly. Hy wil nie hê die ander diere wat nie kan praat en wat nie so slim soos hy is nie, moet weet dat hy eintlik 'n perd van Narnia is nie, want hy soek nog altyd vir 'n geleentheid om te ontsnap. En hy sê vir hierdie seun, sy naam, hierdie perd se naam is Bree. En dan praat hulle twee met mekaar en hierdie perd oorreed dan vir Shasta om saam met hom te ontsnap na die vry lande van die noorde van Narnia. En dan daardie aand hardloop hulle twee dan saam weg. Hulle vlug. Shasta klim op Bree se rug en hulle ry weg. Maar hulle is nog skaars weg en die moeilikheid, wil ek amper sê, eindig nie. Hierdie swaar omstandighede wat albei van hulle deur hulle lewens nog heeltyd beleef het. Onmiddellik amper, dan een van die eerste dinge wat gebeur wanneer hulle vlug,
is hulle word deur 'n leeu gejaag. En dan wonderbaarlik ontsnap hulle van hierdie leeu af. Hierdie leeu vang hulle nie. Hulle hardloop weg vir die leeu en kom dan weg en dan in hierdie gejaag van hulle wanneer hulle weghardloop, dan ontmoet hulle nog 'n Narnia perd wat natuurlik kan praat met die naam van Win en haar, dis hierdie keer is dit 'n Mary en haar ruiter is 'n koninklike meisie met die naam van Aravis wat gevlug het omdat sy as gevolg van politieke redes moes trou in 'n gereelde troue soos wat hulle in Engels sê 'n arranged marriage en sy wil nie met die man met wie hulle wil hê sy moet om politieke redes trou nie. Sy wil vir liefde trou. En sy het ook besluit om te vlug uit een van hierdie bose koninkryke in hierdie gebied waar hulle self bevind. En dan besluit hulle om saam te vlug. Aanvanklik hou hierdie seentjie Shasta en Arvis nie so vreeslik baie van mekaar nie, maar die perde hou van mekaar en ooreed vir hulle dat hulle moet saam vlug. En dan besluit hulle om saam te vlug na Narnia, na die noorde toe. En dan gaan hierdie verhaal verder. Hulle kom dan later by 'n stad en by die stad word hulle na 'n klomp dinge wat gebeur uiteindelik van mekaar geskei. Dis daai tipiese geval van hulle sê onthou ons moet sorg dat ons nou nie van mekaar afgeskei word nie, dat ons by mekaar bly en dan gebeur dit in 'n geval wel. En tydens al hierdie gebeure en in die gesoek na Arvis en Win kom Shasta en Bree dan te hore wanneer hulle mense afluister van 'n kort pad na Narnia, na die noorde toe wat deur die woestyn gaan. En op die ou einde is daar 'n klomp goeters wat gebeur, maar dit forceer so half dan vir Shasta en vir Bree om eers vir Aravis en vir Win te los. Hulle dink hulle los hulle en dan om te begin vlug die woestyn in. Hulle vat dan eintlik ook hierdie kort pad waarvan hulle nou gehoor het en dan raak hulle moeg deur die nag en besluit om dan waarskynlik maar iewers daar in die woestyn te gaan lê en slaap. Maar dan wil ek amper sê net wanneer hulle so half mooi aan die slaap raak, dan skrik hulle wakker met die gechunk van 'n klomp jakkalse en dan ewe skielik die vreeslike gebrul van 'n leeu. En dan skrik hulle half dood en hulle is oortuig hierdie leeu wil hulle weer vang en die jakkalse wil hulle vang en hulle vlug dan verder. Hulle spring op, hulle slaap toe nie regtig nie. En hulle vlug uiteindelik verder voor die jakkalse en die leeu hulle vang. En dan 'n ruk later op die pad, dan kom hulle agter, dan ontmoet hulle weer vir Aravis en vir Win die perd en dan kom hulle agter daar was omstandighede in die stad gewees wat ook veroorsaak het dat Arvis en Win moes gevlug het, maar hulle twee het weer gehoor dat daar 'n komplot is wat gesmee word teen een van die goeie konings van die noorde om daardie koning omver te werp en hulle moet nou die koning van die noorde gaan waarsku en hom gaan vertel van hierdie slegte dinge wat gaan gebeur, want as dit eers met die koning van die noorde gebeur, gaan dit daarna ook met Narnia gebeur. Dit is hierdie mense wat hierdie komplot smee se plan. Hulle gaan eers die koninkryk van die noorde omvergooi en dan daarna gaan hulle ook vir Narnia inneem en dan gaan niemand meer enige vryheid op enige stadium hê nie. So dit is verskriklik, want die koninkryk van die noorde en Narnia spesifiek is simboliek daarvan. Dit is waar almal en alles vry is, ook die diere. Maar dan reis hulle verder deur die woestyn. En dis nie lekker in die woestyn nie. Die woestyn is nie 'n lekker plek nie. Dit laat my dink aan die volk Israel wat vir 40 jaar in die woestyn was. Hulle is nou wel nie vir 40 jaar in die woestyn nie, maar die woestyn is nie 'n lekker ding nie. Hulle is dalk vir 'n dag of 2 in die woestyn, maar die woestyn is warm. Dis hitte, dis son, dis sand wat brand. Son wat brand. Hulle is dors, hulle is honger. En dan uiteindelik na hulle deur hierdie, wil ek amper sê worstelstryd is, hierdie swaar reis deur die woestyn, dan kom hulle by groener lande, maar hulle is so uitgeput dat hulle amper onmiddellik gaan lê en slaap, wil ek amper sê op die groen gras. En dan slaap hulle ook te lank. Hulle skrik wakker met die gedruis van die voetstappe van 'n klomp soldate. En dan besef hulle, dit wat Arvis en Win gehoor het, dit is hierdie bose koninkryk se soldate wat nou besig is om op te marseer na die noorde toe om te gaan oorlog maak. En dan spring hierdie 4 op en hulle begin hardloop. En wanneer hulle dan hardloop, dan spring daar ewe skielik weer
'n leeu uit wat hulle begin jaag. Die derde keer wat Shasta en Bree met 'n leeu te doen het. En hierdie leeu druk hulle dan weer in 'n rigting in en dan op 'n wonderbaarlike manier, dan kry hulle die perde. Onthou, Shasta en Arwa sit bo op hierdie twee perde. Op 'n wonderbaarlike manier dan kry hierdie perde, dis asof hulle amper uit hulle vrees vir hierdie leeu uit nuwe krag kry. En dan hardloop hulle vinniger en sterker en dan sien hulle voor hulle dat daar 'n hut is. En dan stop hulle by daai hut. Hulle dink hulle gaan in die hut wegkruip dat die soldate verbykom. Maar dan is daar 'n eensame man in daai hut en daai man sê vir hulle, as hulle vir hom so vinnig die storie vertel, dan sê hy vir hulle die koning van die noorde is nou net hier verby kort voor julle. As julle vinnig hardloop, dan gaan julle hom nog vang. Dan gaan julle sommer vinnig vir hom die nuus kan vertel. Maar Arwis is te uitgeput en uh dan sê Shasta die seentjie, hy sê ek sal hardloop en dan hardloop hy vooruit of hy hardloop dan alleen. En dan uiteindelik dan kom hy by die koning van die noorde en die koning van die noorde is eers verbaas, maar hierdie wanneer hy vir Shasta sien, maar hierdie nuus wat hy vir die koning bring is so dringend dat die koning jaag dan vooruit om sy koninkryk te gaan versterk en sy koninkryk te gaan waarsku voor hierdie vyand uiteindelik by hulle sou aankom, hierdie vyand wat nou kort op hulle hakke is, sodat hulle self kan verdedig. Maar dan in hierdie gejaag ry hierdie fikse koning en sy fikse soldate wat nie hierdie hele stryd al in hierdie afgelope paar dae deur die woestyn en alles wat Shasta hulle deurgemaak het nie, dan ry hulle onder Shasta uit en hulle verloor hom. Hy kan nie byhou by hulle nie. En dan is Shasta weer alleen. En dan wanneer hy so alleen is, dan kom hy by 'n vurk in die pad. Hy moet kies in watter rigting hy wil gaan. En dan ewe skielik, dan kom daar 'n digte mis op en dit begin donker raak. En dan hoor hy weer hierdie slegte soldate se voetstappe van hierdie slegte koning wat besig is om te kom. So hy besef hy sal vinnig 'n keuse moet maak. En dan maak hy ook vinnig hierdie keuse. Hy kies 'n pad en dan begin hy met daardie pad hy en Bree verder uiteindelik te hardloop. Dan wanneer hulle verder hardloop, dan raak die mis al hoe digter, dit raak al hoe donkerder en hulle besef hulle is besig om met 'n tipe bergpas op te gaan wat redelik steil is, eintlik baie steil is. En hulle is honger, hulle is moeg, hulle is alleen. Alles voel vir Shasta te veel. Hy kan dit nie hanteer nie. Hy kan nie begryp hoekom hy alweer hier is nie. Die vriende wat hy pas gemaak het hy nou alweer verloor. Hy is deur hierdie soldate en hierdie omstandighede ingedruk en hy kan nie eintlik stop nie. Hulle kan nie stil staan nie want dan gaan hierdie soldate hulle dalk vang. En hy kan dit nie meer hanteer nie. Dis vir hom te veel om te verstaan. Dis vir hom te veel om te hanteer, te veel om te begryp. Hy voel verlore. Hy's verskriklik bang. En hy begin huil. Hy's oorweldig deur die omstandighede waarin hy homself bevind en 'n mens kan jouself maar net indink. Enige een van ons sou waarskynlik ook oorweldig gewees het as mens verstaan wat hy sopas alles deurgemaak het en van waar af hy uiteindelik kom. En miskien op hierdie stadium en dit is die vraag wat ons ook vanmôre kan vra dalk saam met hom. As ons onsself in sy skoene sou indink in regte lewe omstandighede, dan is die vraag hier: maar waar is God in hierdie moeilikste, onsekerste oomblik van my lewe? Voel ons dalk ook baie soms so. Waar is God? Hoekom laat God hierdie omstandighede uiteindelik toe? Wanneer dit op die swaarste en op die moeilikste is, dan voel ek baie keer ek is alleen en ek verstaan nie hoekom God dit toelaat nie. Maar dan ewe skielik, dan kry Shasta hierdie aanvoeling, ek wil amper sê die hare op sy nek begin regop staan. Hy kry hierdie aanvoeling dat iets of iemand langs hom is. En dan bring iets hierdie gevoel van hom, hierdie moedeloosheid en hierdie bekommernis uit, hierdie vrees wat hy het. Iets bring daardie bekommernis ewe skielik onmiddellik tot 'n einde. En dit is skrik en vrees wil ek amper ook sê. Want dan besef hy daar's werklik iets langs hom. Iets wat langs sy perd loop waarop hy ry. Maar hy moet fyn luister. Hy probeer hoor of hy voetstappe kan hoor,
maar miskien is dit soos die perd ook loop, die geklik, hy kry nie iets gehoor nie, maar hy weet daar's iets, en dan hoor hy 'n diep kalm asemhaling van iets baie groot. En hierdie skok laat hom vir 'n oomblik vergeet van al sy ander gevoelens en van sy moedeloosheid, maar hy is dan ook weer geskok en hy dink dis dalk een van die wrede reëse waarvoor hierdie gebied bekend is, hierdie reëse wat in die berge woon, wat mense vang. En dan uiteindelik dan is hy in hierdie omstandighede, hy hoor hierdie asemhaling, maar hy weet nie wat om te doen nie. En dan uiteindelik dan skraap hy moed bymekaar en uiteindelik dan vra hy, "Wie is jy?" En die stem antwoord, "Een wat lank gewag het vir jou om te praat." Maar nou is hy nog banger. Baie dinge hardloop deur sy kop, ons kan onsself maar net indink. Maar die iets wat langs hom loop, blaas dan oor hom en dit maak hom kalm. Nou, ek wil eintlik nie hier verklap wat ek wil sê nie, maar kom ek sê maar net, as mens na hierdie storie ook luister, daar is soveel Bybelse diepheid hier ingeskryf deur al die klein goedjies wat gebeur, aan mekaar gebeur. Maar dis maar net, ek wil nie verder 'n opmerking maak nie. Elkeen moet sy eie afleiding maak ook. Maar dan gaan dit aan. Wie ook al langs hom is, sê dan vir Shasta, nadat hy oor hom geblaas het, en wanneer hy oor hom blaas, soos ek gesê het, dan maak dit vir Shasta en die perd vir Bree ook kalm. Maar dan sê hierdie stem wat langs hom is vir hom, vertel vir my van al jou moeilikhede, van al jou swaar kry, van al jou pyn en jou lyding en van al jou bekommernisse. En met daardie rustigheid wat hy dan het op daardie oomblik, begin Shasta vertel, en hy vertel van sy hele lewe, hoe hy nie sy regte ma en pa ken nie, hoe hy dit nou onlangs uitgevind het, hoe die man wat hom grootgemaak het om hom verkoop, al hierdie omstandighede, en hy vertel spesifiek ook, en hy sê dat hy die laaste ruk die heeltyd deur leeu's gejaag word. Dit voel vir hom, mense soek sy lewe, nie net mense nie, maar ook diere. Daar's die heeltyd leeu's wat hom agterna jaag, wat hom wil vang, wat hom wil doodmaak. En hy sê, ek is sekerlik die ongelukkigste van enige mens wat ooit bestaan. Dit laat my dink aan Paulus se woorde in Romeine 7 vers 24, wanneer Paulus uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar gaan lees ook die 25ste vers. Maar die iemand of die iets, die stem wat langs hom is, sê dan vir hom, ek beskou jou nie as die ongelukkigste nie. En dan sê Shasta die seentjie vir hom, maar wat van die feit dat net in die laaste ruk soveel leeu's my probeer doodmaak en my die heeltyd jaag en ek die heeltyd vir hulle moet weghardloop, en dit nou nog by al die ander omstandighede. Maar wat daarvan? Maar dan antwoord die stem en hy sê vir hom, daar was net een leeu gewees en hy was sag van voet. Met ander woorde, hy loop so stil, jy kan hom nie hoor nie. En dan vra Shasta vir die stem, hoe weet jy dit? En die leeu antwoord vir Shasta. En hy sê vir hom, want ek is die leeu. Hy sê vir hom, ek is die leeu wat jou forceer het om met Arwis en Hoon te ontmoet toe ek jou gejaag het nadat jy en Bree gevlug het. Hy sê vir hom, ek was die leeu wat die jakkalse verdryf het wat jy wou gevang het toe jy geslaap het. Hy sê vir hom, ek was die leeu wat vir die perde krag gegee het om vinniger te hardloop, sodat jy vinniger by die eensame man se hut kon kom en jy die koning van die noorde betyds kon ontmoet en hom betyds kon waarsku. En dan sê hy ook vir hom, hy sê vir hom, ek was ook die leeu wat jy nie kan onthou nie, maar wat die kindjie wat in 'n ou boot gesit is om te sterf, sy boot gestoot het, sodat die visserman aan die oorkant die boot sou sien terwyl hy om middernag langs die water sit. Die boot met die kindjie daar binne
wat die visserman toe gekry het. En dan besef Shasta, hy praat met die leeu, en dan vra hy vir die leeu, maar wie is jy? En dan antwoord die leeu hom, myself, die eerste keer. En wanneer hy dit sê, is dit met 'n diep, harde, dreunende stem. En dan sê hy vir die tweede maal, myself, met 'n harde, helder, duidelike stem. En dan vir die derde maal, met 'n sagte gefluister, soos van 'n wyntjie. Maar van 'n wyntjie wat is asof dit van oral af kom en asof die blare dit saamritsel. Myself. Shasta vra vir hom, wie is jy? En hy sê, myself, 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 3 maal. En dit laat my dink aan Moses by die brandende bos. As Moses daar in Eksodus 3 vers 14 vir God vra, maar wie moet ek sê het my gestuur? En dan lees ons in vers 14, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Maar dan verloop hierdie verhaal verder. Dan uiteindelik loop hulle oor hierdie bergpas en uiteindelik aan die ander kant af. En as hulle oor die berg is, besef Shasta soos hy terugkyk en dit begin môre word en die son begin opkom. Dan besef hy dat hierdie bergpas was 'n verskriklike steil en gevaarlike bergpas met 'n verskriklike steil kraans af aan die een kant. Maar die leeu, hierdie reusagtige leeu, het hom gelei. En hierdie reusagtige leeu het tussen hom en sy perd geloop, sodat hierdie leeu tussen hulle in die afgrond was. En hierdie leeu het hulle veilig oor hierdie bergpas gelei, deur die donker, deur die mis, deur die onsekerheid, deur die vrees. En hierdie leeu het juis hierdie vrees en alles weggevat deur te sê, vertel vir my van jou verhaal. En ek het begrip daarvoor, ek maak jou ook kalm. En deel van die vertel was ook om hom kalm te maak. En uiteindelik besef Shasta, hulle is nou aan die ander kant van die berg, dit is nou dag, en hulle is nou veilig in Narnia waar hy wil wees. Narnia waar almal vry is. En dan uiteindelik dan sluit hierdie hoofstuk af, waar hierdie seentjie dan uiteindelik van sy perd afspring en voor hierdie leeu neerval. Hierdie leeu wat beide die mooiste, maar ook die vreesaanjaendste ding is wat hy al ooit gesien het. Is dit nie 'n mooi beeld van Christus nie? Nou, dis belangrik dat vir die wat dit nie weet nie, as die van ons wat nie bekend is met die Narnia verhaal van C.S. Lewis nie. In C.S. Lewis se Narnia verhaal, die hele reeks, is die leeu Aslan die Christus figuur. Die leeu is Jesus. Nou, 2 gedeeltes in die Bybel wys dit eintlik vir ons mooi uit. Ek wil so oomblik die verhaal vir 'n oomblik verlaat om na hulle te wys. Die eerste een is in die eerste boek van die Bybel, in Genesis 49 vers 9 en 10. Lees ons dat daar word geprofeteer oor die volk Juda en sê, Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin, wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, met ander woorde, Juda sal regeer. Nog die veldheerstaf tussen sy voete, uit totdat Silo kom, en aan hom, wat met 'n hoofletter geskryf word, sal die volke gehoorsaam wees. Nou ons weet natuurlik, Dawid en later die Here Jesus Christus kom al twee uit die stam van Juda. Dan in die laaste boek van die Bybel, in Openbaring 5 vers 5, lees ons ook wanneer Johannes ook hierdie gesig het oor die eindtyd en oor die basyne. Dan lees ons in Openbaring 5 vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. So dis die wonderlike, hy is die leeu wat van die eerste boek af voorspel word, en hy is die leeu wat in die laaste boek
vir ons weer bevestig word, hy is die een wat oorwin. Nou terug by die verhaal. Later as die vyand verslaan is, as alles gered is en alles het tot bedaring gekom, dan hoor Shasta baie dinge. Die eerste ding wat hy hoor is hy hoor dan hoe vinnig hierdie vyand gekom het en hy hoor dan dat as hy by daai vurk wat hy gekom het in die pad, as hy die ander pad sou gekies het, sou hierdie vyand hom beslis gevang het. En dan sou hy nie hier gewees het waar hy is nie, maar dan nog baie wonderliker as dit. Hy hoor en nou verstaan hy die verbasing van die koning toe die koning hom die eerste keer gesien het. Hy hoor dat hy is die verlore seun van die koning van die noorde. Hy is een van 'n tweeling, maar hy is eerste gebore en hy is daarom die regmatige prins wat sy pa moet opvolg. As baba is hy ontvoer deur korrupte mense wat hom wou doodmaak, omdat daar 'n profesie oor hom was, dat hy die koninkryk van die noorde sou waarsku as hulle vyande hulle wou aanval, sodat die koninkryk van die noorde Arkan hulle vyande kon verslaan. En dis toe presies wat gebeur. Hierdie bose mense het hom toe ontvoer en as gevolg van hulle dade gebeur presies toe dit wat in die profesie oor hom gesê is. En dan wil ek amper sê, is dit amper, soos hulle nou in Engels sal sê, and they lived happily ever after, maar wat dan werklik later gebeur in hierdie verhaal, is later, dan ontmoet Shasta in Aravis weer, hulle trou met mekaar en dan regeer hulle oor die koninkryk van die noorde, as koning en koningin uiteindelik saam. En dis nie lank in die kort van hierdie verhaal nou, dit laat my dink aan die verhaal van Josef in die Bybel. Alles wat Josef moes deurmaak, sy broers wat hom in die put gegooi het, hy wat aangekla is van verkrachting en wat in die tronk gegooi is, en al die slegte omstandighede wat hy moes deurmaak. En hy moes sekerlik ook so Shasta gevoel het, en soos wat ons baie keer voel, ek wil amper sê, al lankal nie net by dit nie, maar al amper baie diep in moedverloorse vlakte in, wanneer die dinge in hierdie lewe nie altyd lekker en maklik is nie. Maar uiteindelik gebeur dit ook alles met Josef, sodat hy in Genesis 50 en vers 20 vir sy broers kan sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Nou sien, ons is baie keer soos hierdie seentjie, so Shasta. Ons verstaan nie altyd alles wat gebeur nie. Soms is alles vir ons net te veel, en ons is selfs kwaad vir die Here. Ons vra, waar is U? Hoekom het U my verlaat? Hoekom laat U hierdie dinge toe? En hoekom laat U toe dat dit so swaar met my gaan, en dat dit soveel pyn en soveel hartseer en soveel ellende is? Ons roep dalk soos Dawid uit, soos Jesus Christus uit, my God, hier in ons tweede en derde verse, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ons dink so, en snags, en ek kan nie swyg nie. Ons voel ook dalk, ons weet nie meer hoe om dit te hanteer nie, dis te veel. Sien, op die oomblik toe Shasta gedink het, en dis die belangrike, op die oomblik toe hy gedink het, hy het verdwaal, dis donker, hy is moedeloos, hy is honger, hy kan nie meer nie, die vrees en die bekommernis is doodeenvoudig te veel. Toe hy vra, hoe kan God dit toelaat? Waar is God? Hoekom het God hom verlaat? Juist toe was God by hom. Juist toe hy gedink het, alles is op hulle heel deurmekaarste, hy weet nie eers waar hy is nie, hy is verdwaal. Hy kan nie meer nie. Juist toe was God besig om sy groot verlossingsplan te laat afspeel. En juist toe was alles besig om presies te gebeur, net soos wat God wou hê dit moet gebeur. In Josef se lewe, maar ook in hierdie verhaal, en in ons eie lewens kan ons baie keer ook daarmee vergelyk. En dan besef ons dat dit wat Paulus vir ons skryf in Romeine 8 vers 28 is die waarheid. Ons lees daar, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alles beteken die goeie, maar ook die slegte. Nie net die goeie nie, nie net die maanskyn en die rose nie,
maar al die omstandighede van die lewe, alles werk vir ons vir wie God lief is ten goeie mee, omdat hy ons uitverkies het, Efesiërs 1 vers 2, reeds voor die grondlegging van die aarde, omdat ons sy kinders is, omdat hy ons lief het, en ons weet dit, omdat hy sy seun vir ons gestuur het, en omdat sy seun vir ons die dood oorwin het, opgevaar het na die hemel toe, en die Heilige Gees in ons harte kom woon, daai rustigheid, daai kalmte is, die asem wat Jesus oor sy disippels geblaas het. Ons weet dit. God gebruik ook die slegste en die swaarste en die booste dinge om alles vir ons tot ons beste te laat meewerk en om alles te laat uitspeel uiteindelik tot sy eer. Op die oomblik verstaan ons dit dalk nie, maar as ons eendag terugkyk, al is dit dalk eers eendag in die hemel, dan sal ons weet dat Romeine 8 vers 28 is werklik in die volste sin 100% waar, omdat ons 'n groot en almagtige God dien. Ek wil afsluit. Die lewe is moeilik, want die lewe is vol sonde en die gevolge van die sonde, boosheid, haat, siektes, bose mense, slegte dinge wat gebeur, hartseer, pyn, die kankers van hierdie lewe, noem dit op. Maar, liewe Christen, juis omdat jy 'n koninkrykskind is, 'n koningskind is, omdat jou koning die koning van die konings is, omdat jou koning die leeu is, daarom stel hy jou in staat om dalk soms ja, in pyn en in lyding en in vrees en in bekommernis te brul van die pyn, van die bekommernis, van die vrees. Maar jy kan immers brul. Jy kan brul want jy is 'n jong leeu. Jy is 'n koningskind. En solank as wat jy kan brul, dit is die wonderlike, gee jy nie moed op nie. Want jou hoop is op hom. Jou hoop is op die groot leeu, op Jesus Christus, die leeu uit die geslag van Juda. En hy sê vir jou, net soos wat Aslan vir Shasta hier gesê het, ek is die leeu. Die moeilike omstandighede is baie keer omdat ek jou soontoe gedryf het, maar daar's 'n groter plan. En dis wat ons vanmôre uiteindelik moet onthou. God sê vir ons, ek is die leeu, maar belangrik, hy is nie net die leeu nie. Hy is ook die lam wat aan die kruis uitgeroep het, soos Dawid dit geslagte vooraf voorspel het. Lama, lama sabachthani, met ander woorde, my God, waarom het U my verlaat? Sien, omdat Jesus aan die kruis vir ons sondes betaal het, die toorn en die straf wat ons verdien het, op hom geneem het, omdat Jesus in ons plek aan die kruis van God verlate was. Daarom kan ons weet, al roep ons ook uit, soos Dawid in Psalm 22 in vers 12, in ons benoudheid, wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Al roep ons soos Dawid in Psalm 22 in vers 20 uit, maar U Here wees nie ver nie, my sterkte. Hier begin sy gesindheid verander. Maak tog gou om my te help, al voel ons kan nie meer nie. Dan kom ons uiteindelik by daai punt, as ons besef, hy het die godsverlatendheid gedra. Hy was van God verlate, sodat ons nooit van Gods verlate sou wees nie. Dan kom ons by ons teksvers uit in vers 22, Psalm 22 vers 22, waar dit in die oomblik verander word. Hy roep nog uit, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horing van die buffel, en dan doen God dit. Het U my verhoor? En dis die wonderlike, ons kan weet, God het medelee met ons, hy verhoor ons, ja, sonder 'n komma, sonder 'n stop, sonder om gedagte te verander. U het my verhoor, en dis wat ons kan weet, God is altyd by ons, hy verlaat ons nooit nie, selfs in die diepste donkerste tye, wanneer ons vir hom kwaad is, wanneer ons uitroep, waarom het U my verlaat, is die werklikheid, hy het ons nie verlaat nie.
maar hy is by ons. Ons hoop is steeds in hom. Hy bly die koning van die konings en hy is die leeu, die enigste leeu. Hy dra ons deur al die omstandighede. Hy is Immanuel, God met ons. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, die wyse Salomo sê daar in Spreuke 28 in die eerste vers, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdige voel hulle veilig soos 'n jong leeu. Here, dankie dat ons koningskinders kan wees. Dankie dat ons weet dat U het reeds die stryd vir ons oorwin, dat ons koninkryk reeds losgekoop is van die mag van die bose, van die vyand. Dankie dat ons kan weet, ons hemelse koninkryk wag op ons waar ons vir ewig vry sal wees. Vry van die sonde, vry van enigiets wat sleg, boos, pyn, hartseer of enige iets van die aard is, maar waar ons uiteindelik ook, soos aan die einde van die verhaal van Shasta wat deur die leeu gelei word oor die berg, uiteindelik van die perd kan afspring en in aanbidding voor U sal neerval en dan sal opkyk, soos wat daardie hoofstuk ook eindig, in die leeu se oë in. Dan sal ons U van aangesig tot aangesig dan ook aanskou. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons dit kan weet, dat ons daarop kan hoop en dat ons daarom nie moed opgee nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet U is altyd by ons. Dankie dat ons kan weet die Here Jesus Christus het dit vir ons moontlik gemaak toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. Ja, toe daardie voorhangsel van die tempel, die middelmuur van skeiding geskeur en verbreek is, sodat ons kan weet U is altyd by ons. Dankie dat U oorwin het. Dankie dat die Heilige Gees in ons harte woon, dat hy die stem van die leeu is wat met ons praat, wat vir ons ook elke keer weer kan sê, ek is die leeu. En Here, wanneer ons daardie woorde besef, wanneer ons daardie woorde hoor in ons moeilikste en ons swaarste tye, gee dat dit ook vir ons hoop en moed sal gee, omdat ons ook weet, as U die leeu is ons ook jong leeu's, ja, wat soms brul van die pyn en van hartseer, moeilike omstandighede, van onsekerheid en van dinge wat ons nie verstaan nie, maar nogtans gee ons nie moed op nie, want ons weet, U is die groot leeu, U het reeds oorwin, en ons het ook in en deur U oorwin. En daarom weet ons ook, U is altyd by ons, U is daar om ons te dra tot aan die einde van ons tyd. U is daar om ons te dra tot en met die wederkoms, wanneer ons uiteindelik die wonderlike voorreg sal hê om ook U koninkryk binne te gaan en vir ewig saam met U te wees. Ook dan bly U beloftes waar. U sal ons nooit verlaat nie, want U is ons God en U is Immanuel. Here, ons dankie en ons loof en prys U daarvoor. En Here, wanneer ons dit alles besef, ook in hierdie Kerstyd waar ons weer vir mekaar opnuut sê dat U is Immanuel, U het aarde toe gekom, U het mens kom word en onder ons kom woon. Wil ons dan ook vra, Here, dring ons tot lewens van dankbaarheid. Vergewe genadiglik al ons sondes. Gee dat ons sondes sal laat staan en dat ons sal opstaan uit die stof van ons sondes uit. En dat ons lewens sal leef wat getuig daarvan dat ons U kinders is, dat ons lewens sal leef waar die goeie vrugte in ons lewens ook duidelik sigbaar is, waar dit daar is vir almal om te pluk, en dat ons die vrugte sal dra wat ook daarvan getuig, dat ons is kinders van die leeu van Juda. Amen.